Hier is die volgende onderwerp vir NWT, onderwerp 2, eenheid 1, voedselgroepe. So as ons kyk in die linkerkant se skyfie, die hoofvoedselgroepe en hul funksies. Die eerste punt, lewende dinge het kos nodig. Kos gee energie. Energie help die liggaam om te werk en te groei. Kos bevat voedingsstowwe. En die laaste punt, voedingsstowwe hou jou liggaam gesond. So as na die regterkant kyk, met wat ons kan doen om dit te vereenvoudig om te leer vir die toets. Teken jy vir jou eenvoudige mannetjie, wat kort ek om aan die lewe te bly? So, die pyltjie wys in wanneer hy kort kos. Kos word geëet en word omgeskakel na energie. En die energie word gebruik om te werk en te groei. As ons na die onderkant kyk, kos bevat voedingsstowwe by punt 1 en punt 2, voedingsstowwe hou die liggaam gesond. Hier is 'n prentjie van 'n meisie wat gesond is, want sy eet gesond en sy kry die regte voedingsstowwe in. So weer eens, jy maak die regterkant toe en jy kyk vinnig vir jy prentjies kan teken met die regte byskrifte en jy herhaal dit totdat jy dit uit jou kop uit opsê en neerskryf. Volgende skyfie. Hier gaan ons eers kyk na die regterkant. Ons gaan die visualiseringstegniek gebruik. So maak jy oë toe en sien jouself waar jy die yskas gaan oopmaak en op die heel boonste rak sien jy 'n brood en 'n bakkie rys. Dit verteenwoordig jou koolhidrate. Op die tweede rak sien jy 'n stuk vleis en 6 eiers. Dit stel jou proteïene voor. Op die derde rak sien jy 2 avokado's en 'n bakkie met neute. Dit stel jou vette en olies voor. En dan op die heel onderste rak sien jy 'n appel en 'n piesang en dit stel jou vitamine en minerale voor. So hierdie is die 4 hoofgroepe van die voedselgroepe. En hierdie is baie belangrik. En dan as ons nou gaan na die linkerkant toe, die tabel. Mense sal sien die tabel is opgebreek in 3 gedeeltes, die 4 voedselgroepe, wat doen dit en dan die belangrike punte. So hier ongelukkig gaan 'n mens die ABC metode moet toepas, apply bump to chair, en 'n mens gaan hierdie tabel ten minste 3 keer moet uitskryf om dit vas te lê, en dan gaan jy die tabel toehou en dan op jou vingerpunte probeer elke tabel neer te skryf wat nodig is, en jy gaan so voortgaan totdat jy alles invul uit die kop uit. So as ons nou deur hierdie tabel gaan, begin ons eers met koolhidrate. As jy nou terugdink aan die yskas wat jy oopgemaak het, waar jou bakkie rys en brood staan. So wat doen dit? Dit hou jou liggaam warm en dit gee liggaam energie. En dan belangrike punte is suiker en stysel is die 2 koolhidrate wat ons eet. Suiker gee vinnige energie en stysel gee energie wat langer hou. As ons gaan na proteïene toe, wat doen dit? Bou en herstel die liggaam om te groei. En dan belangrike punte is proteïene help rooi bloedselle om suurstof van longe na die res van die liggaam te neem. Dan is na vette en olies toe. Wat doen dit? Stoor energie in die vorm van liggaamsvet. Liggaamsvette beskerm die organe. Belangrike punte, gesonde vette en olies kom van plante en vis. Te veel vetterige vleis is ongesond want dit bevat versadigde vette. Dan die laaste een is vitamine en minerale. Wat doen dit? Bou sterk bene, tande en sig om beter te sien, en dan dit gee vir jou gesonde immuunstelsel. Belangrike punte, die immuunstelsel beveg kieme en keer dat ons siek word. So op die volgende skyfie gaan jy 'n leë tabel van die sien, en dan nadat jy hierdie 3 of 4 keer uitgeskryf het, gaan jy probeer om die tabel in te vul sonder om na die linkerkantste tabel op hierdie skyfie nommer 2 te kyk. En jy hou so aan totdat jy elke tabel kan uit die kop uit opsê vir die toets. En dan baie belangrik, onthou jou visualiseringstegniek waar jy staan en die yskas oopmaak en die 4 voedselgroepe sien. So as jy oorgaan na die volgende skyfie toe, sal jy sien hierso is die tabel wat leeg is, en jy gaan kyk of jy uit die kop uit dit kan invul. En jy hou so aan totdat jy dit uit jou kop uit kan invul. Volgende skyfie is belangrike vitamines. En hierso is dit alweer ABC metode, apply bump to chair. Dit is nie lekker nie, maar dis al wat werk. So as ons kyk eers vitamines,
en dan hulle funksies en dan kos. Die prentjies aan die regterkant help mense net om te lei. So vitamiene, mens sien dit gaan van A, B, C, D, E en dan K. So kom ons begin linksbo by vitamiene A. Die funksie van vitamiene A is help om dit te sien. Soorte wat vitamiene A bevat is wortels en pompoen. En dan sou jy sien regsbo die twee oogies. En die volgende vitamiene is B. Sy funksie is gee energie. En kossoorte wat vitamiene B bevat is graankosse en vleis. En aan die regterkant sal jy sien dit gee die dogtertjie energie. En dan vitamiene C beveg siektes. En kossoorte wat dit bevat is lemoene en groen groente. Aan die regterkant sal jy sien waar die mannetjie staan met sy skild en teen siektes veg. En volgende is vitamiene D, maak bene sterk. En kos en bronne van vitamiene D is sonlig en dan eiers. Volgende vitamiene is vitamiene E, dit beskerm die vel. Kossoorte wat vitamiene E bevat is spinasie en avocados. En nou sal jy sien tannie met 'n blink vel aan die regterkant. Dan die laaste vitamiene is vitamiene K, dit stop bloeding. En kossoorte wat vitamiene K bevat is spinasie en broccoli. Aan die regterkant heel onder sal jy sien daar staan 'n druppel bloed en met die stopteken in sy hand om bloeding te stop. So weer eens op die volgende skyfie sal mense 'n leë tabel kry en 'n mens gaan hierdie tabel moet probeer invul tot 'n mens hom uit die kop uit kan invul. Hierso is die leë tabel en soos ek sê, mens begin eers met deur die tabel 3 of 4 keer uit te skryf en dan maak jy die tabel toe en kyk hoeveel jy kan invul sonder om na die tabel te kyk en dan herhaal jy die proses totdat jy die tabel uit die kop uit kan invul. Volgende skyfie linksbo, belangrike minerale. Nog 'n ABC metode vir apply bump to chair. So kom ons begin eers weer aan die regterkant. Kom ons maak die yskas weer oop en dan sal mense sien die 3 belangrike minerale. So as jy die yskas oopmaak, sien jy op heel boonste rak eers kalsium en alles wat kalsium bevat is melk, kaas en dan groenblare. Op die tweede rak sal jy sien al 'n stuk vleis, boontjies en groenblare. En dan op die laaste rak heel onder sal jy sien 'n sink en dit bevat hoender, vis en vleis. So dit is jou visualiseringstegniek wat jy gaan gebruik om te help met 'n tabel in te vul. So as ons nou kyk na die tabel linksbo, ons sien die minerale kolom, die funksie kolom en dan die kossoorte wat hierdie minerale bevat. So die eerste mineraal wat ons nou kyk is kalsium, maak bene en tande sterk. Kos wat kalsium bevat is melk, kaas en groenblare. As jy net onder hierdie blok kyk, sal jy sien kalsium, sterk, prentjie van sterk bene en tande. Dan die volgende mineraal wat ons nou kyk is yster. Die funksie is help bloed suurstof dra en gee energie. Kossoorte wat yster bevat is rooi vleis, boontjies en groenblare. En dan sal ons kyk na die prentjie onder vir yster. Dit is bloed wat suurstof vervoer. Dan die laaste mineraal wat ons nou kyk is sink. Sink help jou groei en kossoorte wat sink bevat is hoender, vis en vleis. As jy mens kyk na die prentjie, heel onder is 'n babatjie wat 'n dogtertjie raak en dan 'n volwasse vrou. En dan op die volgende skyfie is weer 'n leë tabel. Mens skryf hierdie tabel 3 of 4 keer uit en dan maak mens die tabel toe en kyk hoe ver jy die tabel kan invul met alles wat jy kan onthou en dan herhaal jy die proses totdat jy die tabel uit die kop uit kan neerskryf. Hier is die leë tabel. Dan kyk ons na die volgende skyfie, linksbo. Kos bestaan uit die 4 hoofgroepe. As mens nou terugdink na die heel eerste yskas wat jy oopgemaak het. So eerste een is koolhidrate, tweede is proteïene, derde een is vet en olies en laaste een is vitamiene en minerale. As ons na die eerste kolletjie kyk, die meeste kosse het meer as 1 voedingsstof. Geen een kos gee vir jou alles wat jou liggaam nodig het nie. Daarom moet ons 'n verskeidenheid kosse eet elke dag. Kalorieë wys hoeveel energie kos vir jou gee
en te veel energie wat nie gebruik word nie, word as vet gestoor. So as ons nou na die regterkant kyk, eerste punt, hier is 'n fout. Alle kosse het meer as een voedingsstof. Kyk die inhoud agter op 'n pakkie skyfies. So as mens agter op die pakkie skyfies sien, sal jy sien dat daar verskeidenheid voedingsstowwe is. Maar as mens dink aan die kos wat verskillende voedingsstowwe bevat. En die is veronderstel om punt 2 te wees in die pers. Ons moet 'n gebalanseerde dieet volg om al die belangrike voedingsstowwe in te kry. Dan sal mens sien die 4 verskillende voedingsstowwe en jy weet as jy kan nie net lekker goed eet die hele tyd en dink jy gaan gesond bly nie. Mens moet ook groente en vrugte eet om gesond te bly. En dan punt 2 die blou wat eintlik punt 3 moes gewees het, te veel energie in die liggaam word as vet gestoor. En dit gebeur as mense te veel eet en nie oefen nie. En hier sal jy sien 'n vet seentjie wat net lus is vir lekker goed om te eet en daar is glad nie groente betrokke nie. So weer eens aan die regterkant hou jy dit toe en jy kyk of jy vinnig die sketsies kan maak en dan die woorde kan pas by die sketsies. En die is goeders wat jy al reeds weet aan dit is eintlik baie maklik. Ons het julle volle vertroue in jou dat dit sal goed gaan met die NWT-toets. Ons kyk na die volgende skyfie. Voedingsfeite etiket. So hierdie as linksbo eers lees, die eerste kolletjie, verpakte kos het 'n voedingsfeit etiket. Die etiket wys wat die kos is of wys wat in die kos is, ekskuus. Die derde kolletjie, porsie grootte wys hoeveel kos een porsie is. Vierde kolletjie, kalorieë wys hoeveel energie die kos gee. Vyfde kolletjie, persentasie daaglikse waarde DW wys hoeveel van 'n voedingsstof jy kry. En dan die laaste kolletjie, te veel sout, natrium is sleg vir jou gesondheid. So enige pakkie kos wat jy vat en jy kyk agterop, hier is 2 voorbeelde. En in die toets sal hulle vir jou so 'n foto gee en 'n paar vrae vra jy uit. Dit is net belangrik om te weet as mens kyk regsbo na die eerste pyltjie hierso. Al die voedsel etiketsyfers is op 1 porsie grootte, al bevat die verpakking 'n hele aantal porsies. So in hierdie geval is 1 porsie 1 koppie wat 250 ml is. As mens kyk na die tweede pyltjie, die persentasie daaglikse waarde DW, dis 'n getal as persentasie van wat die aantal voedingsstowwe in 1 porsie aandui. So as mens hierso kyk, al hierdie persentasies hierso af, sê vir mense hoeveel 'n mens van wat inkry as 'n mens 1 koppie of 250 ml van hierdie kossoort eet. Dan die derde pyltjie, kalorieë. Kalorieë sê vir ons hoeveel energie ons uit 1 porsie van die voedsel kry. As ons nie die energie gebruik nie, word die energie as vet in ons liggaam gestoor. En dan die laaste pyltjie, natrium, 'n sout word vir ekstra geur bygevoeg. Te veel natrium is sleg vir jou bloeddruk. En dan hierdie natrium in die geval sê nou sodium. Sodium is natrium wat eintlik net sout is. So in die toets gaan hulle 10-1 vir jou so 'n prentjie gee en vra jy uitvra en dan kan jy net lees vanaf die wat is.